Voordat ons vanoggend lees uit Hebreërs 13 vers 1 tot 3, kom ons sluit net die oë en dan nader ons die Here. Vader, wat so groot voorreg is dit nie om vanoggend, toe ons wakker geword het, die koue te voel op ons velle, maar ook met die wete in ons harte dat ons opstaan om warm gemaak te word met u waarheid, u woord en u wederweer. Maar Vader, op 'n ernstige noot nader ek u vanoggend en vra met innige smeking, mag u Gees vanoggend ons harte aanraak. En die waarhede wat heel eenvoudig is, maar waarmee ons so sukkel, deel maak van ons lewens. Vader, ons kort dit om daagliks gesuiwer te word, gelouter te word. Want Vader, tans in hierdie wêreld raak dit al hoe donkerder. En dit maak my bevrees as ek kyk na die kerke in ons land wat maar net soos die wêreld lyk. En Vader, sodoende vra ek, mag U ons beskerm as Brakpan en Springs Baptiste kerke, mag die hoogste autoriteit in ons kerk U woord wees. En Vader, mag ons U woord bestudeer onder leiding van U Gees. En sodoende vra ek, mag die ware leermeester ons lei vanoggend, mag U Gees ons harte oop en ontvanklik maak, ons ore oopmaak en ons denke ook sluit vir die familietyd hierna. En mag ons nou ernstig word oor die dinge van U woord. Vader, ek vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. So as ons vanoggend lees uit Hebreërs 13 vers 1 tot 3, julle sal sien is 'n baie kort gedeelte. Lees ek weer eens uit die 33 tot die 53 vertaling en die opskrif sê vir ons verskillende voorskrifte. Vers 1. Die broederliefde moet bly. Vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige sonder om dit te weet engele as gaste geherberg. Dink aan die gevangenes asof julle mede-gevangenes is en aan die wat mishandeld word as mense wat self ook 'n liggaam het. Net tot sover asseblief. Nou soos wat julle weet is ons nou al vir 'n geruime tyd besig met die reeks wat handel oor die boek van Hebreërs. En ons trek vanoggend by preek nommer 8 in die reeks en by 'n nuwe tema wat ons gaan by stil staan in hoofstuk 13, so 2-3 Sondae. En die tema vir vanoggend is eintlik ons Christelike pligte. Nou, ek hoop julle het agtergekom soos wat ons deur Hebreërs werk, dat Hebreërs se skrywer die eerste hoofstukke alles geroteer het om wie is Christus eintlik. Nee, om Christus vir ons te stel daar in sy posisie in die hemele en om vas te maak dat hy die ware ewige verlosser is, die sleutel is tot die ewige, ons hoëpriester en so kan ons aangaan. Maar dan kom hy by hoofstuk 13 en dis waar ons vanoggend is. En hy verskuif net die aandag van bo af en hy bou op dit en hy sê nou vir ons, maar in die lig van al hierdie waarhede, wat is ons nou behoort om te doen? En ek dink dit is lekker om in 'n kerk te sit waar jy interessanthede hoor die hele tyd, maar nou moet ons ook by die punt kom om te sê, maar wat is behoort om in ons lewens te gebeur nadat ons hierdie waarhede vasgemaak het in ons harte? So voordat ons vanoggend na ons hoofteks gedeelte kyk, wil ek saam met julle net so deur die boek van Hebreërs wandel en kyk na al die aspekte wat ons al aangeraak het en onsself net herinner aan wie is Jesus Christus, sodat ons vanoggend op dit kan bou. En ek nooi julle ook uit, volgende Sondag gaan ons kyk na die pligte in die huwelik. Dit is altyd vir my 'n baie belangrike een, om net herinner te word aan wat is behoort om daar te wees en ook om mekaar te bemoedig. Dit sal nie net vermaaning wees nie, maar ook om te sê dit is ons Christelike plig om seker te maak dinge by die huis is reg. Dinge tussen my man of my vrou is reg en dat daai liefde van Christus nog steeds daar is. So, toe ons begin met die boek van Hebreërs, het ons baie gefokus in die begin op Moses se verhaal in Eksodus, ek hoop julle onthou dit, en ons het vasgestel dat Christus is die beter redder en verlosser as Moses. Dat hy die ewige verlosser is, die ewige redder, en dat die rus wat Jesus vir ons bring, is 'n ewige rus. En die skrywer maak dit vir ons duidelik, hy breek eintlik vir Moses af en stel vir Christus nie eers in dieselfde, hoe kan ons sê, konteks voor nie.
Maar hy kom en hy sê, maar almal wat vir Moses gevolg het gesterf in daai woestyn. Daai hele generasie. Self Moses het nie eers in die beloofde land ingegaan wat die rus van die Here is nie. Maar in Christus is daar 'n belofte dat elkeen wat in hom is, sal in die ewige rus van die Vader ingaan as hy weergebore is. Nou moet ons ook die konteks onthou van die boek van Hebreërs. Die konteks is, dit word geskryf aan die Jode. En die skrywer probeer eintlik die Ou Testamentiese nie figure af te breek nie, maar die mens wat daar geleef het in die Ou Testament en voor hulle tyd, wat hulle aan vasgehou het, te sê, hoorie, maar hierdie was ook net mens eintlik. En dit was eintlik 'n skaduwee van dit wat kom, Jesus Christus. En toe het ons gekyk, die skrywer het aanbeweeg en sê dat Christus is nie net nie 'n engel nie. Hy is die seun van God. Hy is hoër as die engele. Weer eens die konteks. In die Ou Testament het die Here baie keer, die Vader het hy engele gebruik om sy nasie te red. Engele gebruik om nasies te verwoes in oorlog tydperke. En hier kom die skrywer weer en sê, want baie Jode het vasgehou en gedink, maar is Jesus miskien nou net 'n engel soos Michael of Gabriël? Nee, Christus is self die seun van God. En dit het ons aanbeweeg en gekyk na Christus as die ware ewige hoëpriester. En mense, om eerlik te wees, hierdie is een van die punte wat vir my die mees belangrikste was in die boek. Want ons hoor baie hierdie term, maar min verstaan ons die diepteid wat gekoppel is daaraan. Dat Christus sy hoëpriesterskap verkry het nadat hy die offer was aan die kruis en toe hy opgevaar het hemel toe. En dis juis hoekom hy ook in die hemel is sodat hy 'n hoëpriester kan wees vir ons, 'n middelaar tussen God en ons. En toe het ons gekyk na die orde waarin hy behoort en so 'n bietjie tegnies geraak daar oor hoekom is dit die orde van Melchisedek soveel beter as die orde van die Lewiete en dat die Lewitiese orde net eintlik 'n skaduwee was van dit wat sou kom. En toe die mense wat ook in die Bybelstudie is, het ons so 'n bietjie laasweek en ons gaan die week ook aangaan daarmee. O nee, ons gaan nie die week nie, ons het 'n diens. Volgende week aangaan daarmee van die tabernakel. Dat die tabernakel die plek was in die Ou Testament saam met die Ou Verbond waar God se teenwoordigheid was, waar hy een keer 'n jaar 'n offer gebring het tot die vergifnis van die onwetende sonde, maar dat dit ook net 'n skaduwee was van die ware wat reeds in die hemel is. En toe het ons ook gesê, Christus is die sleutel tot die rus van die Here en ons het gesels oor wat se rus. Is dit 'n plek van rus of 'n status van rus? En ons het vasgestel dat die belofte is nie gekoppel aan 'n plek van rus nie, want al is dit 'n rusplek, dis nie te sê ek vind rus daar nie. Maar dat die belofte gekoppel is aan 'n status van rus. Dat die belofte nie gaan oor om hemel toe te gaan nie, maar om by die Vader uit te kom. Dit gaan nie oor om ewig te lewe nie, maar om ewig by die Vader te leef. En dat ons die belofte gekoppel is om eendag in die Vader se rus in te gaan, wat hy nou van die begin van die skepping, nadat hy geskep het, op sy troon gaan sit het, in sy rus, om ons in sy rus in te bring. En toe het ons gesê, Christus is 'n waarborg van hierdie belofte. En hoe het die woord dit vir ons duidelik gemaak in die boek van Hebreërs? God het nie net dit deur 'n belofte aan ons gemaak nie. Hy het 'n eed ook afgelê. En hoe lê mense eed af? Deur die eed te baseer op een wat hoër as jy is. En wie is hoër as God? Niemand nie. So God het die eed afgelê op homself, die belofte gemaak op homself, op sy eie wese. En Christus is die waarborg daarvan. Die borg vir dit, sodat ons 'n sekerheid kan verkry. Maar nou kom die skrywer in ons hoofteksgedeelte en hy sê, in die lig van al hierdie goeders wat ons nie verdien nie, wat in genade aan ons getoon is, nou wat moet ons doen? En mense, soos wat ons nou dit weer gaan lees, is eenvoudig, maar ons sukkel met hierdie dinge. Ons hoofteksgedeelte sê, die broederliefde moet bly, vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg. Dink aan die gevangenes asof julle mede-gevangenes is, en aan die wat mishandeld word,
as mense wat self ook 'n liggaam het. Nou ons sien dat die skrywer nou die hele fokus verander na ons toe en sê maar hierdie dinge, baie interessant in die eerste 3 verse, moet gebeur in die kerk. Hierdie konteks van die eerste 3 verse, hy praat nie nou oor die wêreld daar buite nie, maar dit moet hier in ons midde gebeur. Die broederliefde moet bly, daar moet gasvryheid wees en ons moet eintlik 'n hart hê vir ons boeties en sissies wat swaar kry. So as ons kyk na vers 1, die broederliefde moet bly, kan ons eerstens sê dat dit maklik is om te verstaan, maar moeilik is om toe te pas. Okay? Mens bots baie keer met ander mense se persoonlikhede. Ek stem nie altyd saam met Jacques wat daar agter sit en met Jacques wat hier voor sit nie. Maar die vraag is die liefde daar? En wat vir my baie interessant is, as ons na hierdie aspek kyk, is dat eintlik elke plig waartoe ons geroep word in die geloof, tot ons eie redding het begin by hierdie punt van liefde. Weet julle wat is my altyd interessant, hoekom moet ons dan herhaaldelik preek oor dit, om mekaar te herinner? As dit eintlik die fondasie is van ons geloof. Ons word geroep in eenvoud om lief te wees vir mekaar, in eenvoud om Christus se liefde te toon in hierdie wêreld. Nou ek glo 'n gedeelte wat hierdie liefde, hierdie broederlike liefde wat tussen ons moet wees, baie mooi verduidelik en ons gaan vanoggend so 'n bietjie op dit fokus. Julle kan as julle Bybels by julle het, ons gaan so rukkie daarby stil staan, daar oopmaak. Dis 1 Johannes 3 vers 16 tot 24. 1 Johannes 3 vers 16 tot 24 wat hierdie broederlike liefde in die liggaam van Christus aan ons verduidelik. Ek gee net so oomblik vir die om dit te kry. Dis agter in die Bybel, 1 Johannes 3 vers 16 tot 24 en jy sal hom vind net voor 2 Johannes. Okay, as jy 'n bietjie te ver gebaai. 1 Johannes 3 vers 16 tot 24 en dit sê vir ons hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Maar wie die goed van die wêreld het en sy broeder sien gebrek ly en sy hart vir hom sluit, hoe bly die liefde van God in hom? My kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met tong nie, of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. En hieraan weet ons dat ons uit die waarheid is en ons sal ons harte voor hom gerus stel, want as ons harte ons veroordeel, God is meer as ons hart en hy weet alles. Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God. En wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor hom. En dit is sy gebod, dat ons in die naam van sy Seun Jesus Christus moet glo en mekaar lief hê soos hy ons 'n gebod gegee het. En hy wat sy gebooie bewaar, bly in hom en hy in hom. En hieraan weet ons dat hy in ons bly, aan die Gees wat hy ons gegee het. Nou as ons kyk na vers 16 en 17, praat die skrywer en hy sê elke een in die liggaam het liefde geleer. Wat se liefde? Die liefde van Christus aan die kruis. Die liefde van waar Christus sy lewe vir ons gegee het. En hy sê, daai liefde is jy behoort om te toon in die liggaam. En ek praat nie vanoggend nou net, dit is nou heel maklik om vas te hou van, ja, ons moet ons lewens gee vir mekaar, maar dit moet 'n sacrificial liefde wees, 'n opofferende liefde wat moet plaasvind in 'n liggaam of in die liggaam van Jesus Christus. Nou wat behels hierdie, en ek dink ons vind dit in vers 17, die sleutel wat die skrywer na verwys, en hy praat oor die hart. Die hart. Dat ons harte moet oop wees teenoor mekaar. En die skrywer sê ons harte moet nie gesluit wees vir mekaar nie, maar dat as ons iemand sien in die liggaam wat ly finansiëel, fisies of emosioneel of geestelik, moet ons hulle hulp bied as ons kan. In 'n opofferende manier. En mense, as dit nie tans te vind is hier in ons midde nie, waarvan spreek ek dan?
Die hart. As dit nie gevind word in ons midde in die kraal nie, spreek dit van die hart. En wat van die hart? Die toestand van die hart. Dit praat van 'n verharde hart. En mense, ek weet baie vinnig kan 'n mens nou hier sit en sê die dominee praat nou weer oor finansies. Ek doen nie. Ek praat oor die hart. Daar's 'n groot verskil. Ek praat oor as 'n broer of 'n suster in die hospitaal is, dit maak altyd my hart so bly as ek hoor van ons boeties en sissies hier het vir hulle gaan kuier. Of bid vir hulle. As jy sien iemand is besig om in sonde agtervallig te raak, om tyd uit te koop uit jou dag uit om 'n pad saam met hom te stap. Dit is waarvan die skrif praat. Hoeveel keer is ons harte nie gesluit vir ons broers en ons susters in die gemeente nie? Want die gedeelte sê jou dade sal tans vir jou toon of jou hart gesluit is. Doen gou so 'n bietjie introspeksie. Hoe lyk jou dade, jou gebedslewe tans teenoor jou boeties en jou sissies in die gemeente? As daar nie 'n oomblik is in 'n dag of in 'n week wat daar eers 'n gebed vir hulle gedoen word nie, is my hart gesluit. As my tyd dit nie reflekteer dat ek tyd maak vir hulle nie, is my hart gesluit. As ek finansies het en ek weet iemand ly in die kerk, ek gee nie ietsie, is my hart gesluit. En so kan ons gaan. Fisies as iemand siek is en ek gaan nie na hom toe nie, is my hart gesluit. Emosioneel as ek weet iemand kort bietjie bemoediging en ek gaan nie na hom toe nie, is my hart gesluit. Nou ek wonder staan julle ook so skuldig soos wat ek doen. Ek staan baie skuldig hier vanoggend. Maar wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons dat hierdie dinge al oor jare gebeur het soos wat ons seer gekry het baie keer. As ons seer kry word die hart verhard. En dan sonder dat ons dit agterkom, raak hy gevoelloos. Is dit nie waar nie? Hoeveel van ons het nie al seer gekry in die kerk nie, en ook buite die kerk? Maar my vraag is vanoggend, as jy agterkom dat jou hart verhard is, wat gaan jy daarin doen? Want dis 'n plig. Die Here sê, ek het al hierdie dinge gedoen. Ek sit nou in die hemel by my Vader en ek is die middelaar tussen my Vader en tussen jou. Gaan jy dit na my toe bring? Want ek weet jy kan nie jou hart versag nie. Gaan jy in gehoorsaamheid net vanoggend, vanaand dit na my toe bring en sê, Here, ek weet nie hoe om hierdie te verander nie, maar ek bring dit na U toe. Of gaan ek in rebellie nie eers dit doen nie? Want ek wil nie. Daai mense verdien nie vergifnis nie. Want mense, weet julle wat, op die einde van die dag sal die toestand van die hart jou lewe bepaal. Jou geluk, jou vreugde, hoe jy jou vrou hanteer, hoe jy jou man hanteer, hoe jy jou kinders hanteer. Is vir my baie maklik om vanoggend hier te sit, ek staan. So lekker gewees het om te sit, maar om hier te staan en te praat met ouers, want ek het nie kinders nie. En miskien maak dit die deur vir my oop om te praat soos wat ek wil. Weet julle hoeveel keer sien ek in die kerk, hoe kinders honger is vir liefde van die ouers. En ouers wat nie iets verkeerds doen nie, maar wat net nie besef my hart is eintlik verhard teenoor daai persoon, daai entiteit, my pa, my ma. En juist daarom is ek gevoelloos teenoor my eie kinders. In die gemeente gebeur dit ook. Jy sien dit by vergaderings. Jy sien dit as ons dinge op groepies plaas of gaan die gemeente gee of nie. En mense, so kan ons aanbeweeg. Vers 18 tot 19 verduidelik dan aan ons hoe hierdie liefde moet lyk. En dit sê, dit kan nie net woord en tong gebaseerd wees nie. By die Bybelstudie, hoeveel keer as iemand in die moeilikheid is of iemand, ons praat met mekaar en ons niks, ons moet bid daaroor. Maar dit moenie daar bly nie. As jy weet iemand kort regtig iets en jy kan daai tyd afknip om bietjie om te bemoedig, om oor te nooi vir 'n braai, om saam met hom, saam met sy vrou na die hospitaal toe te gaan om hulle te ondersteun of wat ook al.
Hoekom doen ons dit nie? Want dit is moeilik. Want dit vat opoffering. Ek wonder of besef ons baie keer dat die bloedfamilie wat jy tans het, tot jou kinders, is nie 'n ewige familie nie. Die mense wat hierso sit, wat jy geestelik aangekoppel is deur die Gees, daai boetie en sussie van jou, dis 'n ewige boetie en sussie. En hoeveel keer, en ek sê nou glad nie, jy mag nie vir jou gesin sorg nie, asseblief doen. Asseblief sorg vir jou gesin. Maar hoeveel keer bou ons nie ons eie koninkrykies as gemeentes en as families nie? En as ons iemand sien wat swaar kry, is dit net soos, ag, asseblief. Ek gee my gedeelte vir die kerk, hulle moet jou uitsort. Die woord praat van 'n tasbare fisiese liefde en hulp wat ons moet verleen aan mekaar. Weet julle hoe bemoedigend is dit? Ek het by Springs op 'n stadium baie swaar gekry in my eie emosionele staat en geestelik, en toe daar mense begin uitreik en eintlik na my toe gekom om my te kom bemoedig, het dit my werklik bemoedig. Dit het my meer bemoedig as net 'n WhatsApp of om te sê ons bid vir jou. As mense tyd maak om by jou uit te kom, dit tel soveel. Jy voel daai liefde wat oorkom. Jy ervaar vir Christus in daai oomblik. Dan kom die skrywer en hy maak 'n sterk stellings in die res van die vers, en hy sê eintlik, wat is 'n mooi, maklike manier om agter te kom of ek met 'n geruste hart die Here kan nader, as my hart my nie veroordeel nie. En tans weet ek my eie hart veroordeel my. En hy sê, maar as jou hart jou veroordeel, onthou die Here is die kenner van die hart. Jy ken nie eers jou hart nie. Hy sien nog meer raak wat daar binne aangaan. En die skrywer kom eintlik en hy vermaan ons nie. Hy sê, hy bemoedig ons om te sê, maar broer, suster, vat dit na die Here toe. Jy kan nie jouself suiwer of self regkom nie. Christus het ook nie vir jou gesê, los daai nonsens en kom dan na my toe nie. Hy het sê, kom met jou nonsens na my toe en ek sal dit uitsort. Nou, hoekom na redding hou ons dit vir onsself? En ek raak moeg daarvoor. Ek het ook altyd so gepraat. Ja, nee, dis byvoorbeeld 'n Henning ding, né? My pa was ook so. Jy's 'n nuwe mens. Nie meer bloedgebonde aan hierdie aarde in 'n sekere sin nie. Die ou mens, ek het ons is af. As jou hele familie sukkel met angstigheid, dis nie, jy is weergebore mense. Of met aggressiwiteit of met om kort van draad te wees. Jy's 'n nuwe mens in Christus Jesus. Met 'n nuwe identiteit, 'n nuwe natuur. Die vraag is net, besef jy dit? Dit is gebreek 2000 jaar terug. Dis wat die skrywer vir ons vasmaak in die vorige 12 hoofstukke in Hebreërs. En dan dink ek ook, ons moet net weer 'n perspektiefverandering verkry. En ek wil net so kortliks met julle deel. Hier's baie ouers hier vandag. Ek is een van die min wat nie kinders het nie. Maar ek onthou toe ek ook 'n kind was. As jy na jou kind kyk, het jy al die simplistiese manier van denke gesien. Né? As hy honger is, dan loop hy in die yskas, hy los miskien die yskas oop, maar hy eet. Baie simplisties, soos nog 'n primitive persoon. Ek onthou ek was baie primitive vir baie lank gewees. As ek koud kry, ek trek klere aan, ek maak nie die kas toe nie. As my klere nat is, trek uit, los dit op die grond, trek droë klere aan. Dis heel eenvoudig. So kan jy voortgaan. Maar jy het al gesien hoe simplisties is jou kind as dit kom by iemand wat swaar kry, as hy dit of sy dit raak sien. Hoekom kan hulle nie hier kom bly nie? Hoekom kan die maatjie nie hier kom eet nie? Hulle het dit al agtergekom. Ons verloor dit, daai element baie keer. Dis baie eenvoudig wat die skrywer hier skryf. Wees lief, gee om. As jy het en jy kan, deel dit. As jy sien iemand in die nood en jy het tyd, gaan na hom toe. Is dit nie simplisties nie? Ek weet nie van julle nie. Moet ons nie weer kinders half raak, natuurlik met wysheid. Ek onthou, ek was altyd die enetjie wat die aflerk maatjies huis toe gebring het, en hulle was altyd langer as 2 meter en sulke groot ouens wat baie eet. My pa het baie keer kwaad geraak. Hy het nou net 60 eiers gekoop en kom hy in die middag daarom het ons alles opgeëet. As ek sien hy's nog honger, soek hy nog een. Nee, ek sê jy soek nog 5. Okay. Jy verstaan. Kan ons nie weer na daai eenvoud toe gaan nie? En eintlik kwaad raak omrede ons te veel gee.
Nou, laasweek in die Bybelstudie het ons so 'n bietjie gesels oor gee en verskillende perspektiewe daaroor. En weet julle wat? Kan ons nie by 'n punt kom wat ons die gemeente moet keer om te sê, "Wow, ons het genoeg nie." Nee, is dit nie amazing om daar te kom nie? Is dit nie eintlik waarvoor ons moet bid nie? Om eerder te sê, "Yes, ons is 'n kerk, maar het julle hier agtergekom omrede Christus, nie omrede die kerk nie." Ons doen dit nie omrede die kerk perfek is. Hy gaan nooit perfek wees nie, want ons is gebroke, sondige mense hier binne. Wat baie keer volgens die vlees wandel, nie volgens die gees nie. Maar omrede Christus, en weet julle hoekom sê die woord dit? Ek het nog nie een gedeelte hier gelees waar dit sê gee omrede die kerk, maar omrede Christus. Dan kan ons nooit op die punt kom om te sê ek sal nie gee nie. Dit is 'n gevaarlike pad om te stap. Ek sal nie my tyd gee, my finansies nie, want ek stem nie nou saam nie. Dink as Christus dit met ons gedoen het, elke keer as hy nie saam met ons stem nie. Jo, mense, dan sou ek verlore gewees het. Bring ons by vers 2 van ons hoofteksgedeelte wat sê, vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige, sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg. Nou, weer eens, gedeeltes soos hierdie maak, enige ouer, enige persoon wat 'n huis besit, of wat op sy eie bly, kyk net so 'n bietjie vrees. Bybel praat baie oor gasvryheid, en min laat ons mense by ons kom oorslaap. En veral as jy kinders het, né? Julle stem saam met my. Maar ons misinterpreteer baie keer hierdie gedeeltes. Hierdie verwys na die kerk, na die liggaam van Christus. En die doel gewoonlik van gasvryheid in die Nuwe Testament is om iemand te huisves wat besig is met 'n bediening. Dis gewoonlik die konteks, sodat hy die bediening kan mee voortgaan en 'n huis het om in te bly en miskien kos ook verkry daar, totdat hy aanbeweeg. Hy praat van sendelinge, en dis hoekom die skrywer verwys terug na die Ou Testament toe, en na twee bekende stories van Abraham in Genesis 18, Lot in Genesis 19, waar hulle engele in hulle huishoudings ingelaat het en verwelkom het, sonder dat hulle dit eers besef baie keer, eers later besef het. Verwysend na boodskappers van God, mense wat die werk doen. En mense, ek weet as jy kinders het, mense is altyd bang, hoorie, maar die veiligheid en al daai aspekte. Maar is dit nie waar dat eintlik tegnies gesproke, almal wat hierso sit wat 'n lidmaat is weergebore nie? Het ons almal nie dieselfde morele kode nie? Dis ons nie behoort mekaar bietjie meer te vertrou as om hallo te sê by die kerk en babai te sê nie. Né? Ons is behoort om anderster te wandel as die res van die wêreld. Ons is behoort om in liefde, vertroue te wandel hier op aarde. Maar weet julle wat vir my amazing? Die Bybel kom en hy sê iets vir ons in 3 Johannes 1 vers 8 wat vir my baie besonder is. Want die Bybel praat oor gasvryheid, bemoediging, al hierdie terme wat ons baie keer, ons sê dit daaronder, praat baie diep en in 'n belangrike aspek oor dit. En sê as jy in gasvryheid jou huis oopmaak vir iemand in die bediening wat besig is met 'n bediening, het jy deel aan daai bediening. Hoe amazing is dit nie? Hoor wat dit sê, ons behoort dan sulke mense goed te ontvang, sodat ons mede-arbeiders van die goeie van die waarheid kan word. Jy het deel aan daai ou se werk, want jy maak dit vir hom moontlik om daar te bedien. 2 Johannes 1 vers 10 tot 11 praat nou weer oor die riglyn van wie moet jy toelaat, en hier kom die Bybel en gee vir ons 'n wysheid ook, wie moet jy nie toelaat in jou huis nie. Daar staan, as iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie. Want die een wat hom groet, het gemeenskap aan sy bose werke. Nou die konteks is, valse leraars. Mense, dis vandag oral. Pas op vir hierdie. Valse leraars. Pas op vir dingetjies wat ons net aansteer omdat dit mooi klink. Kyk na die dieper betekenis. 'n Valse leraar gaan nie hier staan en sê Christus is nie die sleutel nie. Hy gaan sê Christus is die sleutel, maar jy kan hom net verkry as jy vir my luister. Hy verdraai net die woord bietjie. So wees versigtig vir dit. En dan bring dit ons by vers 3 van ons hoofteksgedeelte. En dit sê, dink aan die gevangenes asof jy mede-gevangenes is. En aan die wat mishandeld word as mense wat self ook 'n liggaam het. En die skrywer praat weer eens oor die hart. En die konteks hier weer eens is, ons moet nou nie vir almal gaan bedien in die tronk nie. Dis nie waarna, hy verwys juist na gelowiges wat in die tronk sit. Hulle sit in die tronk omrede hulle vervolg is vir hulle geloof. Dis hoekom hulle is in die tronk.
Gelowiges wat gemartel word. Onthou julle, ons het laas Sondag of die Sondag daarvoor verwys na die tydperk waarin ons leef, is die mees gevaarlikste tyd wat daar al ooit was vir gelowiges op hierdie aarde. In die laaste 100 jaar is meer Christene vervolg tot die dood toe as in die vorige 1900 jaar saam. Daar is meer mense wat nou sterf hulle geloof as in die Nuwe Testamentiese tyd. Besef ons dit. Nou vra ek weer, ek gaan weer oor die gesondheid van die hart. Wanneer laas het jy vir hulle gebid? Wanneer laas het ek as Pieter vir hulle gebid? Werklik. En sien julle weer eens, ons harte word vinnig georiënteerd in 'n selfgesentreerde manier, wat as dit met my alright gaan, dan worry ek nie eintlik. Maar hoor wat sê die skrywer, en aan die wat mishandel word as mense wat self ook 'n liggaam het. Verwysend, jy het 'n liggaam, nou dink gou as jou liggaam deur dit moet gaan, hoe erg is dit? Bid vir hom. Bid vir hom om aan die geloof vas te hou. Besef ons dat daar tans, soos wat ons spreek, boeties en sissies oor see vermoor word. Kindertjies sonder pappas en mammas sit omrede pappa en mamma doodgemaak is vir hulle geloof. Nou ek wil graag met julle hierdie deel in Bloemfontein, was iets my eintlik baie besonders. Toe ons daar in 'n baptiste kerk was, het hulle sendelinge gekry wat daar gaan werk, en dan wat eintlik, dis soos baie skokkend dan, dan vertel hy soos hoeveel van sy werkskollegas was hierdie maand soos doodgemaak daar. Dan kom die realiteit deur. Maar toe wat hulle doen is, hulle het so 'n hele boek gebring met klomp fotootjies. En langs elke foto is daar 'n naam, wie die kindjie is, en so 'n bietjie 'n storie van hom, waar hy bly, waar hy tans is. Dis kindertjies wat hulle ouers verloor het, wat gelowiges is, wat hulle nou wegsteek in die land. En dan gee hulle daai prentjie, dan kies jy of hulle deel dit uit, 'n kindjie vir jou. Dan plak jy daai kindjie se hele profiel op jou yskas vas. Dan bid jy vir hom. Bid vir hom dat hy ook tot redding kom. Dat hy ook sal sterf vir sy geloof as dit tot daar kom. Maar mense, besef ons die brutality, die wreedheid daar buite. En moet jouself nie flous nie, elke land sal daarby uitkom. My vraag is net, dink julle as die kerk vandag in Suid-Afrika vervolg word, die kerk soos wat ons hom ken, gaan sterk staan? Ek weet die woord sê die poorte van die hel sal nooit die kerk oorrompel nie. Ek praat nie nou daarvan nie, maar dink julle tans ons gemeentes is regtig gefestig in die woord? Sal nie misleid word in daai tye nie. Sal nie sê, okay, ek sal nou maar eerder sê ek skryf vir Christus af in daai oomblik dat ek nou net nie my lewe verloor het. Voel dis basics. Nee? Besef ons die swaar kry wat ander mense deurgaan. Het ons nog die hart vir hulle? Besef ons dat die hart die oorsprong is van alle lewe, sê die woord. Die hart is die oorsprong van alles. My vraag is, as jou hart tans verhard is, en toe ek nou die vraag gevra het, wat word gekweek? Nee, word hierdie omgee liefde gekweek? Wys jou dade dit. As dit nie doen nie, gee jy nie om nie. Dis heel eenvoudig, nee? Maar dan is my vraag, as jy dit nie doen nie, wat is tans daar binne geplant? Dit miskien 'n muur wat gebou is miskien dinge wat jy inlaat van die wêreld wat daar binne gekweek word. Het jy dalk sien hoe vinnig 'n mens ook gevoelloos raak teenoor 'n sonde? In my lewe het ek dit al oor en oor besef. As ek nou terugdink aan die dinge wat ek gedoen het, staan ek verbaas voor die Here in die sin van, dit het my nie geplan nie. Nee, dit het my toe nie geplan. Vandag paar het my, partykeer kry ek nagmerries, as ek sê, Pieter, wat het jy gedoen? So vinnig raak iets wat 'n slegte ding is in jou lewe, wat jy jare terug gesien het, as ek sal dit nooit doen nie, en jy doen dit al vir so lank, dat dit nie eers meer die hart aankla nie. Juist daaroor moet ons die Here nader. Julle sien vanoggend se diens is heel eenvoudig, en ons gaan sulke eenvoudige diensies hê vir die volgende paar Sondae, maar dit is so belangrik, want die vraag is, wat doen ons in die lig van die waarheid van Jesus Christus? Ons gaan donderdag by mekaar kom en sy hemelvaart vier en hom prys vir dit wat reg is en waar is. Maar my vraag is weer eens, wat doen ons daarmee? Wat doen jy met daai kans wat jy nou gekry het vir kort tydperkie op aarde? Wat gaan jy daarmee doen? Ons 'n ewigheid by die Vader, ons almal hou daarin vas. Maar wat doen jy tans dat daai boetie en sussie wat nie vir Christus ken nie, dat hulle vir Christus ontmoet?
Wat doen jy tans met strengheid in jou eie lewe teenoor sonde? Teenoor geliefdes, teenoor man en vrou, teenoor jou kinders? Of sê maar net, nee, my kinders moet ook maar leer en seer kry. Ja, op 'n sekere manier, die Bybel leer dit nie vir ons nie. Die woord sê, skryf die riglyne van die woord op hulle harte, op hulle voorkoppe. Deel dit met hulle van oggend tot aand. Vandag sien ek in die skole, hier's een net hier in die straat af. Kinders wat totaal en al verlore is. Heeltemal gebroke. Kinders wat selfmoord pleeg, kinders wat aan dinge weet wat hulle glad nie moet van weet nie. En die ouers laat dit toe. My vraag is, gaan ons dit langer toelaat? So mense, kom ons ondersoek nou ons harte, as ek saam met julle bid, ek gaan so 3 minute gee. Ek sien ons het 4 minute. Ek gaan 3 minute gee. En dan, kom ons maak ons oë toe. Vra vir die Heilige Gees, onthou hier is nou baie prakties. Vra vir die Gees om jou hart te ondersoek. Jy is nie die kenner van jou hart nie, God is. Vra hom nou tans vir die Here, ondersoek my hart en wys vir my uit, wat se onegthede het ek daar binne. En weet julle wat's amazing? Moenie mismoedig word wanneer dit opkom in jou denke nie. Jy staan, al wat jy doen is sê, Here, ek kan nie verander nie. Ek kom plaas dit by u voete neer. Geef my daai innerlike bemoediging om hierdie te begin haat soos wat u dit haat. Verander my, suiwer my, vergewe my en help my om herskep hier vanoggend uit te stap. So kom ons sluit die oë en dan doen ons dit in eenvoud. Vader, soos wat elke een van ons nou binne in onsself kyk, Vader, weet ek, dit is nie altyd lekker om in daai gange te stap, wat ons miskien al vir jare toegesluit het, die deure daarvan nie. En om na ou goeters op te grawe, wat miskien angstigheid, skaamtheid, of wat ook al kweek in ons harte nie. Vader, ek weet, baie van ons doen sondes wat ons so skaam kry oor, dat ons dit partykeer nie eers wil uiter oor ons lippe in gebed nie. Maar Vader, in die lig van dit, mag ons u genade besef. En ons prys u daarvoor. Nêrens in die woord roep u ons dat ons onsself moet suiwer nie, maar eerder in die woord dat ons bruikbaar en oop sal wees dat u ons sal suiwer. Mag u ons vernuwe van binnekant af. Mag u daai vrotheid in ons harte en ons siele uithaal. En Vader, mag die leuns van die vlees en die leuns en die begeertes van hierdie wêreld wat ons in hierdie wêreld het, Vader, mag die geestelike begeertes dit begin uitoorlê en ook uitweeg. Want Vader, elkeen van ons is gebroken wat hier sit. Elkeen van ons skiet kort. Maar mag u weer daai begeerte in ons harte plaas om 'n verskil te maak hier in ons midde. Om tyd op sy te sit vir u.
Dat dit nie sal gaan oor ons doen dit vir die dominee of vir die kerkraad of vir Brakpan Baptiste Kerk, maar vir Christus Jesus, want hy is waardig daarvan. Vader, mag ons besef dat al val ons baie keer soos die Israeliete in die woestyn, wat elke nou en dan weer omgedraai het en wêrelds geraak het, dat ons in dit 'n ewigheid element verkry het. 'n Evangelie wat lewe spreek tot in ewigheid. En 'n redder wat ons nooit alleen sal laat nie. Maar Vader, in daardie mag ons nie gemaklik raak nie. Mag U vir elke vrou en vir elke man die woord as mandaat in hulle harte gee om hulle metgesel aan te spreek as daar sonde tans is in die huwelik. Mag U vir elke ouer die vrymoedigheid gee om volgens die woord hulle kinders groot te maak. En nie volgens wat 'n sielkundige of 'n boek sê nie. Vader, mag ons weer terugkeer na die fondasies toe. Terugkeer na die eenvoudige dinge. En Vader, terugkeer na U liefde toe. Mag ons nie soos die kerk van Efese wees in Openbaring, wat alles reg gedoen, maar hulle het hulle eerste liefde verloor nie. Want Vader, as ons eerste liefde verloor, kan U liefde nie soos 'n fontein in ons midde uitborrel nie. Mag ons begin weer ons harte oopsluit vir mekaar. En Vader, mag U ons beskerm in daai proses. Mag ons besef dat juis die liefde beskerm ons, en hoe groter ons die poorte van ons harte oopmaak, hoe groter is die beskerming. Maar wanneer ons dit op 'n wêreldse manier doen, dit is wanneer ons seer kry. Vader, lei ons in hierdie aspekte as Brakpan Baptiste Kerk. Maak ons soos nog nooit tevore nie. Help ons om daai lig te wees. En Vader, soos wat ons gesond raak hier in die kern, mag ons dit begin dan uitdra ook. Ons vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. Mag die Here jou seën deur jou te vermaan, te beskerm en ook te laat groei en deur jou uit te stuur. Mag sy liefde jou vernuwe, sy genade jou herskep en sy roeping jou bemoedig om uit te gaan. Amen. Dankie julle.